baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. In Genesis 12 vers 4, eintlik Genesis 12, lees ons die roepingsgeskiedenis van Abraham, dan lees ons in vers 4 hierdie woorde: Abraham het toe weggetrek, gehoorsaam aan die woord van die Here, en Lot het saam met hom getrek. Hierdie was moeilik. Hierdie was 'n verskriklike moeilike besluit. Het was 'n moeilike opdrag van die Here. Ons lees dan vers 1 van Genesis 12, dat die Here gesê, trek weg uit jou land uit. Nou dit was as sulks al baie moeilik, die bekende omgewing, weg van jou mense af, so die mense, die ruimtes wat hy geken het, en weg van jou familie af, wat in daardie tyd ongelooflike moeilike ding moes gewees het, want hulle was familiewesens, dit was hulle sosiale ruimte, dit was hulle sekuriteit, dit was die plek waar hulle veilig was tussen hulle familie. So nou sê die Here, trek weg van hierdie bekende af, na die land toe wat ek vir jou sal wys. Nookie baie detail nie, né? En ons sal sê vanuit Genesis 12 vers 4, wat 'n geloofsheld, wat 'n geloofsreus, gehoorsaam in die Here trek hy. Sjoe. En dan lees ons net so 'n bietjie verder, in dieselfde Genesis 12, lees ons hier van vers 10 af, so 'n bietjie iets anders, so 'n bietjie iets waaraan ek myself nogal mee kan identifiseer. Hier van vers 10 af lees ons dat dinge begin skeefloop. Daar's 'n hongersnood, en in plaas daarvan dat Abraham dan nou na die Here toe gaan en vir die Here gaan vra, wat moet hy doen, waartoe lei hy my, sê Abraham, nee, wag, ek sal die besluite neem, en dan volg ons nou 'n paar goed uit, en ek vind myself so in daardie posisie. Dis maklik om te glo as alles goed gaan, maar as dinge begin skeefloop, as dinge nie uitwerk soos wat jy dink nie, dan kry ek myself dat ek nie dadelik na my binnekamer toe hardloop nie dadelik die teenwoordigheid van God opsoek nie. Nee, ek is baie keer soos Abraham, waar ek dan nou eerder sê, wag, ek het 'n paar opsies, ek gaan dit en ek gaan dit en ek gaan dit doen. En dan sien ons in Abraham se geval, ek is so daar, dat hy selfs moet leuns vertel, want nou kom hy agter, wag, hier gaan nou 'n probleem wees met sy opsie, Sarai, pragtige vrou, sy gaan dalk maak dat hy as man van hierdie pragtige vrou, dat hy sy lewe verloor. Die Egiptenaar is mos nou nie blind nie, en hy maak planne, en selfs al kos dit sy waardes, sal hy enigiets doen om sy eie planne uit te voer. Ek weet nie van jou nie, maar ek vind myself ook as gelowige baie keer twyfelend. Baie keer dat ek sukkel om regtig te glo in die krisistye, dat ek baie makliker in die krisistye na my eie planne toe hardloop as na die Here toe. Is jy dalk ook daar? Die wonder is dat God werk met ons foute. Dat God nie vir ons afskryf nie. God skryf nie vir Abraham hier af en sê, Abraham, my plan met jou is nou daarmee heen nie. Nee, God stap maar weer 'n nuwe pad met ons, met gelowiges. Dis egter ons wat onsself arm maak aan die verwondering van wat God doen en wat God wil doen. So daarom die uitnodiging. Ek en jy, twyfelende gelowiges, kan ons nie dalk by 'n punt kom te sê, Here, ek volg U, selfs al loop dinge radikaal skeef nie.
baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak.